Okay, julle, ons doen vandag gou die opsomming vir Hooglied, die Hooglied van Salomo. Nou ja, daar's nie veel om te sê van Hooglied self nie. Dit is maar die goeie van 'n man en 'n vrou. Salomo het op hierdie stadium, ek weet nie hoeveelste vrou wat hy toen al getrou het nie. Maar wat wel hierin is en wat nogal belangrik is om raak te lees of raak te sien of jy dit wil weet of nie. Weer 'n keer, dit is nie my opinie, dit is nou maar wat hier staan. Is die girl wat Salomo getrou het, ek gaan sommer voorlees in Hooglied 1 vanaf vers 6. Moenie na my kyk omdat ek so breinerig is nie, omdat die son my verbrand het nie. Die seuns van my moeder was toornig op my. Hulle het my aangestel as oppasser van die wingerde. My eie wingerd het ek nie opgepas nie. So dit, daar sê dit nou klaar vir jou, so sy het 'n tan gehad, so sy is getan in die son, en ongelukkig die realiteit daarvan is, nie alle mense op hierdie planeet kan getan word nie, dit is net hoe dit werk, so daai is nou maar een van die goedjies wat jy kan optel, en dan natuurlik, as jy ook kyk in Hooglied 5, daar praat Salomo nou weer, die girl praat weer, maar sy praat nou van Salomo. My beminde is skitterend wit en rooi, uitnemender as 10.000. Nou dit is Hooglied 5 vers 10. So daar's nou weer 'n verwysing na die kleur van Salomo, en dit is nou maar die realiteit daarvan, soos wat ek sê. En dit is nie, again, dis nie my opinie nie, dis nou maar wat daar gesê word. Ek gaan net 'n ander stukkie ook lees, uit Hooglied 4, wat ook nog maar half, jy weet wat, hoe hulle nou praat daar van mekaar, en jy weet, soos wat ek nou sê, wat nou maar gepas is op hoe hulle lyk en so. Ok, so dis van Hooglied 4 vanaf vers 9. Jy het my hart gesteel, my susterbruid. Ekskuus, ja, dit is natuurlik waar Salomo nou van die girl praat. Dis hoekom ek, sorry, daar is hy. Met een straal van u oë, met een kettingkie van u halssieraad. Hoe skoon is u liefde, my susterbruid, hoeveel beter is u liefde as wyn, en die geur van u salf as al die speserye. Heuningstroop drup van u lippe, bruid, heuning en melk is onder u tong, en die geur van die klere is soos die geur van Libanon. My susterbruid is 'n geslote tuin, 'n geslote bron, 'n verseelde fontein. U spruite is 'n park van granate met kostelike vrugte, henna blomme en met nardus en saffraan, kalmoes en kaneel, met allerhande wierookstruike, mirre en aloe met allerhande kostelike speserye. U is 'n fontein van tuine, 'n put met die lewe water wat van Libanon afvloei. Word wakker, noordewind, en kom, suidewind, deurwaai my tuin, laat sy balsemgeure uitvloei, laat my beminde in sy tuin kom en van sy kostelike vrugte eet. Ja, soos wat ek sê, daar's baie van hierdie goed wat maar eintlik in die slaapkamer hoort en so, as 'n mens dit nou maar so eenvoudig kan stel, maar dit is ook, as 'n mens kyk hoe belangrik 'n vrou eintlik is, en wat baie van die bewegings in vandag se tyd wat sê hulle is pro vir die vrou, eintlik die vrou afbreek. Jy weet, dit is maar 'n kort opsommingkie ook van dit. Jy weet van wat is haar doel en jy weet hoe belangrik 'n vrou is. En sy is die belangrikste wat daar is, in my opinie. Maar ja, okay julle, ek hoop dit help vir iemand en maak sin vir julle. Bye bye.